Kom ons lees saam met Matteus uit. Van toe af het Jesus dit vir sy disippels begin duidelik maak, dat God wil hê, dat hy moet na Jerusalem toe gaan. Daar moet hy baie ly, onder die familiehoofde, die priesterhoofde en die skrifkenners, en doodgemaak word. Maar God sal hom op die 3de dag opwek. Petrus het hom egter die een kant toe gevat en ernstig begin bestraf. Maar God dit verhoed, Here, dit sal u nooit as te nimmer oorkom nie. Maar Jesus het hom omgedraai en vir Petrus gesê, gee pad agter my, jou Satan. Jy maak dit vir my bitter moeilik. Jy dink soos mense dink, nie soos God nie. Jesus het toe vir sy disippels gesê, om my te volg is baie moeilik. Het is net so moeilik soos om jou eie kruis na die plek van jou teregstelling toe te dra. As jy probeer om jou lewe vir jouself te bewaar, sal jy dit verloor. Maar as jy jou lewe ter wille van my prys gee, sal jy ware lewe vind. Wat sal dit jou tog help, as jy alles in die lewe bereik, maar jy ly skade aan jou diepste mens wees? Jy sal met niks ter wêreld daarvoor kan vergoed nie. Tot sover. Ons gaan begin met toets. Hoe jy die sonsopkoms ervaar. Is jy iemand wat kyk en waarneem wat gebeur? Die son kom in die ooste op. Jy weet waarom te kyk, vir die aanduidings. En as die son opkom, sluk hy die sterre in, die laaste ster wat oorbly is die môrester. En dan volg jy die son. Deur die dag is jy dikwels bewus van waar die son is en hy gaan in die weste onder soos wat hy beweeg oor die horison. Dit is 'n sintuiglike manier van 'n ervaring, 'n beskrywing, sintuiglike kommentaar wat jy lewer. Daar is 'n ander manier, die verstandelike manier. Jy sê vir jouself, ek weet, dis nie die son wat beweeg nie, dis die aarde wat beweeg. Dit lyk net so. En die rede waarom dit nag word is, omdat die aarde om sy eie as draai. En binne 24 uur draai hy een keer om sy as. Daarom word dit donker vir ons. Een keer 'n jaar is hierdie son op 'n wentelbaan reg rondom die aarde om die son. En dis hoekom ons ook seisoene beleef in hierdie tydperk wat hierdie beweging plaasvind. Jy beleef dit meer uit jou kop uit en jy lewer so 'n kommentaar. Daar is 'n ander manier. Dit is om meer uit jou gevoel uit te beleef. Dit is 'n estetiese ervaring. Dit is 'n oomblik waar jou denke dalk stop, jy heeltemal opgeneem word in die ervaring. Jy is deel van die ervaring. Daar is eintlik nie meer 'n subjek ek wat kyk na die son nie, maar ek is in dit in. Ek is in die flow, soos hulle sê. En jy het 'n belewenis van verwondering. Hoe ervaar en beleef jy sonsopkoms, sonsondergang? Hier is 3 maniere en daar is 'n teorie wat sê dat ons eintlik 3 bewustzynstoestande het. En dat ons op 3 verskillende maniere kan beleef en kan kyk na goed. En dan kommentaar kan lewer. Ons het in besit natuurlik al 3 van hulle. En dit word dikwels beskryf volgens hierdie teorie as jou hande, dis jou liggaamlike, dis instinktief en dikwels verwys mense na die gut. En dan is daar die hart wat die emosie, die gevoel en dit het te doen met konneksie. En dan is daar die hoof, die kop wat te doen het met denke en berekendheid en beplanning. Ons liggame is veral die setel van ons aksie. En dis die persone wat baie keer dadelik oorgaan in aksie as iets gebeur. Dadelik 'n plan het, dadelik sien wat die kern is wat nou moet gebeur. Die konneksie mense is die wat voel en seker maak hoe dit ander mense gaan raak, hoe ander dit beleef.
in wat hulle regtig voel, en dan is daar die kopouens wat die sekerheid wil hê, en wat die sekuriteit wil hê, wat alle scenario's uitwerk van wat kan verkeerd raak, en natuurlik beleef ons alles in die lewe op al 3 hierdie maniere, maar die teorie is dat ons dikwels een dominante manier ontwikkel. En die vraag is nou, hoekom sal ons so werk en terugval en geneig wees om terug te val op een van hierdie maniere? Want dit is ons manier wat ons agtergekom het, ons beheer kan uitoefen, 'n invloed kan uitoefen op ons lewe. Dat dit nie net Gods water oor Gods akker is nie, maar ek kan skep, en ek kan 'n ander soort lewe lei as ek op hierdie manier optree, kyk na goed, hierdie poging probeer aanwend. En ek kan nie help om te dink in die woorde van Jesus wat ons nou net gelees het nie, is dalk ons manier om te probeer om ons lewe vir onsself te bewaar, want dan kan ons 'n beter lewe hê. En dit lyk so asof iets hiervan gebeur het tussen Petrus en Jesus. Jesus sê, ek moet Jerusalem toe, ek is oortuig, maar daar wag vir my lyding en swaar kry. En Petrus vat hom een kant en sê, maar God dit verhoed, Here, dit sal u nooit as te nimmer oorkom nie. Hoekom hierdie reaksie? Dit was instinktief, dit was dadelik geweest. Was dit dalk omdat hy, volgens hierdie teorie nou, miskien 'n meer fisiese persoon was? Ek meen, net na hierdie gebeurtenis kap hy 'n ou se oor dadelik af toe hulle Jesus in hegtenis wou neem. Is hy dalk een van daai wat dadelik weet wat om te doen en dadelik aksie neem as gevolg van sy sintuiglike waarneming en sy gut, sy instink wat sê, hierdie is die belangrikste ding om nou te doen? Is hy dalk 'n gevoelsmens? Wat het sy diep liefde vir Jesus. Net in sy verbondenheid, net so lief is vir hom dat hy dadelik gesê het, maar ek sal saam met jou wees, ek sal keer, ek sal enigiets doen, maar ek wil nie hê dit moet met jou gebeur nie. Is dit dalk dat hy in sy kop is? Want hulle almal is geleer dat God se geliefde en God se gunsgenote sal hy help, en hy sal nie toelaat dat daar vreeslike slegte goed met hulle gebeur nie. En hier is Jesus nou. En die Messias kan ons nie doodgaan nie, die Messias gaan ons losmaak en vrymaak van alles en almal af. Sê dalk in sy kop, ons weet nie. Maar ons weet een ding, dat ons almal 'n fundamentele basis het van besluitneming. Ons reageer vinnig as ons dadelik 'n besluit moet neem op watter manier ook al. En ons respons is onbewus dikwels. En wat hier gebeur is dat Jesus hom bewus maak van wat hy doen en van wat die effek is van wat hy doen. Jesus sê vir hom, dit wat jy nou doen, het 'n baie groot effek op my. Jy maak dit nou vir my bitter moeilik. Natuurlik is dit nie sy motief en sy intensie nie, maar dit is wat nou gebeur. Hy's nie bewus van dit nie. Jesus maak hom bewus. En ek weet nie of jy al ooit so ervaring soos Jesus gehad het nie. Ek weet, ek het nou by my werk, baie druk, baie probleme, nou kom ek by die huis, by die mense wat die naaste aan my is, en nou kry ek opposisie, en nou word ek hier teengestaan. Dis vir my net, my huis moet 'n veilige plek wees. En dit is amper asof Jesus hier ook so reageer, dat hy sê, ek gaan ly, maar nou, laat jy my nog erger ly. Jy maak dit vir my bitter moeilik. En wat is dit in Petrus wat dit veroorsaak? Wel, die feit dat hy dink, hy weet beter, en dat hy iets kan doen daaraan. Ek kan dit hanteer, en ek weet wat nou die beste ding is. En die intensie is goed, maar net deur daai motief, en deur die onbewuste optrede, deur vir Jesus te probeer help en te probeer red, sê hy, jy maak dit vir my erger. En nou begin Petrus self te ly. Hy het nie probleme gehad nie. Om die waarheid te sê, is 'n paar oomblikke voor dit, het hy die grootste oomblik in sy lewe gehad,
toe Jesus na hom kyk en sê, Simon, nou gaan jy Petrus genoem word en op jou gaan die kerk gebou word. Hy het dit nou net vir hom gesê. Nou hoor hy Satan. Ek meen, wat 'n vinnige plek toe om te gaan. Die skok van dit, dat dit is hoe Jesus voel. En nou lei hy. Hy kry nou swaar, ook as gevolg van wat hy gedoen het. So hier is hierdie twee soorte lyding, eintlik 'n paar soorte van buite af, van baie naby af. Dit is aan wat aan my gegee word, en dikwels verwys Jesus na dit is jou kruis, of jou beker wat jy moet drink. En dis sy beker, hy gaan lei deur ander mense, en hy het nie beheer daaroor nie. Hy kan dit probeer ontvlug, maar dit is sy beker en hy wil nie, hy gaan dit drink. En hy kan bietjie invloed hê, maar hy het nie beheer daaroor nie. Petrus is 'n ander soort lyding wat sy pad langs nou kom. Dis 'n neurotiese lyding, in die sin dat hy veroorsaak dit self. Dit is nie van buite af nie, en hy het 'n baie groter mate van beheer daaroor en totale invloed daaroor, oor wat hy gaan doen daaroor nou. So, dit maak nie saak of jou lyding gegee word, en of deur jou geskep word nie. Dis daar. Dit is deel van jou lyding. En wat in hierdie verhaal en waarop ek klem wil lê, is die lyding wat Petrus het, wat so alledaags is. Dit gebeur in 'n liefdesverhouding, dit gebeur in alledaagse omgang. Maar omdat hy onbewus is van wat hy doen, het dit hierdie groot ontwrigting in hierdie verhouding. Ons verstaan die groot lyding wat ons pad langs kom, die groot verliese van die lewe, finansiële verlies, in verhoudings wat nie uitwerk nie, iemand wat doodgaan. Dit is groot, dit is deel van ons beker en is deel van ons lewe. Maar wat vir ons baie keer moeiliker is hierdie klein jakkalsies. En hierdie alledaagse wat kan akkumuleer en wat groot en sterk kan word in jou lewe. Ek wil net een so alledaagse voorbeeld noem. Dit is iets wat dis geskoei op ware gebeure. Dis 'n partytjie. En is gewoonlik deur die baie lekker dinge of deur die baie swaar dinge wat hierdie pyn na vore kom. Dis 'n partytjie. En die vrou, sterk uit die lyf, weet presies wat moet gebeur, beplan die hele partytjie, hulle gaan hier eet, dat hulle nie kan mors nie, hier gaan hulle drink, hier gaan hulle dit speel, die program is uitgewerk, alles uiteengesit vir die man wat 'n gevoelsmens is. Hy is die Hanswors, hy gaan hulle bymekaar kry, hulle lei deur die dag, deur al hierdie 6 verskillende aksies wat hulle moet uitvoer. Dit is wonderlik vir die eerste 15 minute. En toe begin daar 'n baie spontane vloei plaasvind onder die kinders. Van die kinders raak honger, hulle besluit hulle gaan begin eet terwyl hulle besig is met 'n speelietjie. Hulle gaan hulle eet in die nie designated area waar hulle nie uit moet beweeg nie. Hulle gaan eet op 'n ander plek. Hulle mors op die sitkamermat. Die vrou is besig om 'n toestand te ontwikkel, angsaanvalletjie te kry. En die man geniet dit, en later is dit 'n vrye, spontane, almal speel wat hulle wil, en hoe hulle dit ook al wil doen, en is 'n groot geraas, en hulle les, dis heeltemal spontaan, daar's konneksie, en aan die einde van daai partytjie, toe sê die man, was dit nie die wonderlikste partytjie wat ons nog ooit gehad het nie? Hierdie een sal ons kinders onthou vir altyd. En hy het 'n diepe gevoel van, en hy sê vir haar, dankie vir al jou werk en jou insette. En haar eerste woorde was, wat verstaan jy nie van 'n program en reëls wat ons ingestel het, van hoe hierdie ding moet werk nie. Jy gaan self skoonmaak, en ek wil niks mee te doen hê met hierdie ding nie. Sy het 'n presiese teenoorgestelde. Dit was die wonderlike, lekkerste oomblik, en skielik is daar lyding. Lyding. Ons almal ken dit. Ons almal weet. En Jesus sê, dit is so belangrik wat jy doen
met moeilikheid, met lyding, met goed wat jou pad langs kom. Want as jy dit nie reg hanteer nie, dan kan jy skade ly aan jou diepste mens wees. En jy gaan die lewe in die ware lewe mis. Jy gaan leef, jy kan suksesvol wees, maar jy gaan nie regtig lewe nie. En daarom is Jesus se uitnodiging, volg my. Hy weet, maar ons vra hom nie dikwels nie, en hy nooi jy uit en hy sê, volg my. En hy sê nie net, volg my na Jerusalem toe en gaan sterf op 'n kruis in Jerusalem nie, volg my in hierdie patroon, in hierdie manier van lewe. En wat ek besig is om te doen, Petrus, daar's nie plek in jou lewe vir lyding nie. Jy wil nie soontoe gaan nie. En ek nooi jou uit. Erken dit. Jy weet, dit is so moeilik om te erken, dinge werk nie lekker nie. En om te erken, maar ek kan dit nie regtig doen nie. Al wat ons doen is, ons probeer net harder, ons val net harder terug op die manier wat ons ken en wat vir ons gewerk het in die verlede, om 'n ander resultaat te probeer kry. Om te erken, maar ek weet nie regtig nie. Ek dink ek weet, maar ek weet nie. Jesus sê, dit is baie moeilik om hierdie pad saam met my te stap. Dit is so moeilik as wat dit is vir 'n ou om sy kruis op te neem en sy kruis te vat na die plek toe waar hy tereggestel gaan word. Dis nie maklik nie. Maar ons moet nie net erken nie, ons moet aanvaar. Aanvaar jou pyn. Ek het pyn. Ek voel dit. En dis okay. Jesus sê, don't run from suffering, embrace it. Dis die message gedeelte. Ek weet dadelik as iemand nog nie by aanvaarding is nie. En ons almal is, sekerlik in die begin, ek se skok. Ek kan nie glo dit met my gebeur nie. Asof dit nog nooit met jou gebeur het nie. Ek weet, dit is as iemand objektief na jou toe kom en sê, maar jy's geskok oor dit, is jy nog nooit deur so iets nie. Dit is baie algemeen dat mense deur dit gaan. En as jy eerlik is, dit is dalk 'n patroon in jou lewe wat nou besig is om met jou te gebeur. Maar jy's geskok dat hierdie persoon dit kan doen, dat dit nou met my gebeur. Jy sê dit asof jy bedoel, maar dit behoort glad nie so te wees nie. 'n Mens se lewe behoort glad te verloop en alles behoort net lekker uit te werk. Jy sê dit op 'n manier asof, en niemand gee om nie. Niemand kom my red nie. En dit is so. Jou pak moet jy dra. Elkeen van ons kan mekaar se laste dra, Galasiërs 6, maar jou pak moet jy self dra. Dit is jou beker om te drink. Om verantwoordelikheid te vat daarvoor. En te sê, maar dit is so. En dis myne. Dis deel van die lewe. Dis okay. Net omdat ek 'n kind van die Here is, beteken nie, my huis gaan nie afbrand as daar 'n brand is in die omgewing nie. Nee. Dis hoe die lewe is. Merk die weerstand in jou op, om dit nie te wil aanvaar nie. Ons doen baie keer, as ek vertel wat ek al gesien het, en selfs wat ek al gedoen het en agtergekom het, wat is ek besig om te doen? Om te vermy. Is 'n manier van ontkenning. Om te verdoof. Om dit te verplaas. Jy weet, al die verdedigingsmeganismes, het Jung gesê, is eintlik maar net maniere om die werklikheid te ontken. Omdat dit te seer is om vir jou om daarmee te deel. Ek verplaas dit in, as ek wil net ophou rook. Dis die groot ding van my lewe. Wat vat my weg van al die ander goed van my lewe af? My lewe draai nou daarom. Net so 'n bietjie minder drink op die naweke, want ek voel nie lekker daaroor nie. Of sy moet net 'n paar kilos verloor. Dan sal alles beter wees in die lewe. Dis nie eintlik waaroor dit gaan nie. Dis nie wat belangrik is nie. Dit gaan niks eintlik verander nie. Maar dis wat ek myself sê, dis die stories wat ek myself vertel. Let op wat se weerstand in jou is om te aanvaar. Dis sleg. Jy het pyn. Jy ly. Dis nie lekker vir jou nie. En dit behoort jou dalk glad nie te ontwrig nie. Jy's onvolwasse. Maar dis hoe dit is. Weet, en dan ja te sê vir Jesus. As jy ja sê vir die pyn, dan besluit jy, ek volg hom in sy lewe.
baie van ons kan hom volg in sy dood. En dit dat ons sê, ek glo, hy het gesterf vir my sondes, ek word vergewe, ek kan hemel toe gaan. En dis wat Romeine 15 sê, ons word versoen deur die dood van Jesus. Maar jy gaan gered word. Jy gaan 'n nuwe lewe kry. Jy gaan heelheid beleef. As jy hom volg in sy lewe, jy word gered deur my lewe. Jesus sê, dis hoe ek leef, dis hoe ek dit doen. Doen jy dit so? En gewoonlik begin dit by ons by 'n nee, is onmoontlik. Maar soos wat die pyn toeneem, en hoe meer en hoe harder jy probeer, en hoe meer uitgeput jy raak, sê jy dalk, okay, miskien. Later sê jy, ja, ek sal as. En as jy inklim met 'n ja, ek sal as, dan doen jy maar weer die ronde, en kom uiteindelik weer op die plek waar jy kan sê, ja, ek gaan, of ek gaan nie. In die oomblik wat jy dit doen, word jou hart gereinig. Ja, jy berei jouself voor om die genade van God te ontvang. Laaste ding is vertrou hom. Jesus sê, julle sal die ware lewe vind. In die Christen tradisie word daar van die Paschal misterie gepraat. Hierdie hele siklus van lyding, doodgaan en opstanding in 'n nuwe lewe, wat homself afspeel op legio maniere, op alle fasette van ons lewe aan mekaar. En dink terug aan jou groot lyding en pyn van die lewe wat uitstaan. En ons hierdie storie baie keer iets wat ons hoor. Ek sal dit nie weer wil oor hê nie, dit was seer. Maar dit was die beste ding wat met my gebeur het. Baie sê het my sin gegee. Ek weet nou wat ek moet doen met my lewe daardeur. Ek wou nou eintlik my lewe om ander mense te help wat daardeur gaan. Ek het gegroei daardeur in my verhouding met God. Ek het 'n nuwe mate van oorgawe, van toewyding en vryheid wat ek beleef in my lewe. Ek het meer heel geword. En die feit dat ek my lyding aanvaar, bring meer dat ek bo my lyding kan uitstyg. Dat ek ten spyte van dit, deur dit eintlik 'n ander lewe kan lei. En hierdie vreemde ding is, jy raak meer bewus van die onbewuslike manier waarop jy reageer. En hierdie nuwe bewussyn bring mee dat jy dikwels ervaring het waarin jy sê, maar alles kom by mekaar. My liggaam, my kop, my hart. Dis asof alles saam vloei. En ek kan nie eintlik sê wat dit is nie, maar dis baie anderster. Ek weet nie waar jy is nie, dalk is jy op 'n plek waar jy pyn het. En die lewe werk nie lekker nie, en jy weet dalk nie hoekom nie. Vra Jesus, hoekom? Hoekom lei? Wat's aan die gang? Wat's my aandeel in hierdie ding? Wees bereid om hom te volg en te sê, ja, ek sien dit nou, en ek sê welkom. Vertrou hom, wat hy daardeur gaan doen en tot stand bring in jou lewe. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons sê vir U baie dankie dat ons U woord het, wat 'n lig is op ons pad. Maak ons oë oop. Help ons om meer te sien, agter te kom van wat U sê, wie U is, maar ook van ons eie lewe. Wat ons nodig het, wat ons moet doen, gee vir ons diep insig. Ons vra dit in die naam van Jesus en die krag om dit te doen. Amen. Ontvang die seën van die Here, die genade van die Here Jesus, die liefde van God en die gemeenskap van die Gees, wees en bly met elkeen van julle. Amen.